graf. En in die graf het hy steeds aan my en jou gedink, verlore sondaars, wat een ding nodig gaan hê, redding. In sy laaste oomblik het hy gesê, tetelestai. Is dit nie so nie? Wat beteken, dit is volbring. Wat is volbring? Die prys van my en jou redding was volbring. Maar toe hy dit sê, toe breek 'n tweede fase van hierdie hele episode aan, en hy gaan uit die oog uit, maar hy gaan oor in aksie. En hy gaan veg die geveg vir jou en my, sodat elke demoon sou weet, dat hy het gewen. Jy sien, een van die groot goed wat jy moet onthou vanmôre uit hierdie boodskap uit is, die graf is vir my en jou die einde. Ek en jy kan veg, ons sê, solank as wat daar asem is daar hoop. Solank as wat daar lewe is daar hoop. Maar nou kom Jesus en in sy sterwe word hy die ware hoop. Want niks is klaar, totdat God nie gesê het is klaar nie. Jou graf kan verander vanmôre in 'n tuin van aktiwiteite, omdat hy lewe, en as hy jou roep, en hy sê Lazarus, kan die graf jou nie hou nie, die grafdoeke kan jou nie hou nie, jy luister na die stem van hom wat jou lief het, en hy sê, kom na my toe, ek gee rus. Maak het sin? Ek gaan nou begin met veroggendsinne. Hy roep jou uit die graf uit. En nou, want hier is twee aspekte in Christus se opstanding. Daar is die fisiese aspekte. Hier staan Jesus. Maar daar is 'n geestelike manifestasie wat daar plaasvind. Wat die poorte van die hel sou skud. Want as jy nie opstaan nie, is daar geestelik sekere goed wat nie kan gebeur nie. Hoekom? Want God het 'n plan, hy het 'n pad, daar's altyd iets nuuts in die hart en in die hand van God. Die graf is nie die einde nie. Die opstanding was nie die einde nie. Want weet jy wat, dit wat jy nog nie gesien het nie, dit wat jy nog nie gedink het nie, en wat nie in die gedagtes van 'n mens opgekom het nie, dit is die dinge wat God wil doen en gee vir hulle wat hom lief het. Nou kom ons stop net vir 'n oomblik en ons gaan terug na die Ou Testament, na die offer een keer 'n jaar. En as jy dit wil gaan lees, is nou nie op die skerm nie, maar jy kan gaan lees in Levitikus 16 vers 17, wat presies daar gebeur. Want een keer 'n jaar op die groot versoendag, het die priesters die offer gebring in die buite of in die voorhowe. En dan het hulle die bloed van die offer opgevang en dit na die hoëpriester toegevat. Stem jy saam? Julle ken mos die storie van die tabernakel. Goed. Dan het die hoëpriester een keer 'n jaar het hy alleen in beweeg in die allerheiligste. En hy daai bloed gaan aanbied
en van daardie bloed op die verbondsark gesprinkel en waar ook al nou alles, ek gaan nie in daai detail in nie, hier's die belangrike ding, op die dag waar die offer gebring is, het 'n hoëpriester dit gaan aanbied in die teenwoordigheid van God, waar net die hoëpriester en God was. En as hy dit gedoen het, het hy omgedraai en uitgestap en vir die volk gesê, julle kan asemhaal, die offer is aanvaar. Maar volgende jaar was hulle weer daar. Want jy sien, daai offer kon nie hulle sonde wegvat nie. Daai offer het die straf uitgestel. Daardie bloed het nie die sonde verwyder nie, maar die straf uitgestel. Nou kom ons gou terug na waar ons is, die opstandingsoggend. Kan ek maar vanoggend so 10 minute kry om te preek? Markus 16 vers 2. En baie vroeg op die eerste dag van die week, Johannes 20 skryf byvoorbeeld voor sonop. Baie vroeg in die oggend. Kan ek sien, wie van u was vanmôre 4:30 op en in jou kantoor koffie gedrink al? Net so vinnig, net sien. Jy sien, baie vroeg in die oggend gebeur daar nie baie goed nie. But even when you don't see it, God is working. Hallelujah. In die graf het daar niemand dit gesien, nie een van die evangelies skryf dit voluit uit ding nie. Maar ek sê vir jou, terwyl hy in die graf was, het hy nie gerus nie, hy het gewerk. Even when you don't see it, God is working. En nou vroeg die oggend het op die eerste dag van die week, net na die son op, kom hulle by die graf, wie? Martha en Maria. Die vrouens wat moeite gedoen het gister en alles by mekaar gekry het, hulle gaan vanmôre op die derde oggend, gaan hulle Jesus balsem. Hulle gaan hom versorg. Hoe wonderlik as jy sorg wil gee aan die een wat vir jou lief was en vir wie jy lief is. Het gaan nooit ongesiens verby nie. Jy gaan dalk nie nou die loon kry nie, maar die loon sal kom. Kan ek jou net gou vra, wat is die datum vandag? 20ste April. Maar is nog nie 10 uur die oggend nie, is dit die 20ste April. 3 uur vanmôre, wat was die datum toe? 19 plus 3 ure. Onthou dit, hoor. As die dag draai, verander die datum, of dit nou 1 minuut na 12 is, en of dit nou 12 uur die middag is, as die Here jou lot verander jou datum. As die Here besluit om jou te seën, kyk hy nie na die 19de of die 18de of die wat nie. Hy besluit, vandag is die dag wat ek my hand op jou lê en wie sal dit keer? Wat gister gebeur het in die graf, wat die dag voor dit gebeur het, op die kruis, wat die dag voor dit gebeur het, by die Paschafees, you were on his mind, toe hy vir Jesus sê, kom uit die graf uit. Want God het Christus opgewek. Hy het nie self opgestaan en besluit nie. Hy was die heeltyd besig in die gees, sy liggaam
was in die graf, maar Christus het gelewe, want julle sal lewe, al het julle gesterwe, en Jesus is die eerste van baie, wat uit die dood uit sou opstaan, maar anders sou opstaan, as Lazarus en wie ook al. Nou kan jy gaan lees daai Markus 16, die hele gedeelte, as jy wil by die huis, ek gaan nie, want ek gaan probeer tyd spaar. Markus 16 vers 6, staan daar 2 engele volgens Johannes, hierso praat hy van 1, Johannes 20 praat van 2 engele, 1 by sy kop, 1 by sy voet en hem, waar hy gelê het. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, al is jy in 'n dal van doodskaduwee, jy gaan nie alleen wees nie, hoor dit, dis opstandingsmôre, kry die openbaring, die engel van die Here was saam in daai graf. Ek het dit nog nooit gehoor nie, dan is dit die beste tyd om dit nou te hoor. Jy sien, want die duiwel wil hê, jy moet dink jy's alleen, as die storm kom. Die duiwel wil hê, jy moet dink jy's alleen, want nou is daai klip voorgeskuif, en nie die pastoor of die kerkraad nie, Maria, hulle kom aan en hulle sê, hoe gaan ons hierdie klip, hoe gaan ons hierdie ding, hierdie probleem uit die pad uit kry? The stone has been rolled away. Op jou pad, terug na waar die graf was, God klaar gewerk. En hulle stap in en hulle wou gaan werk. Hulle wou hom gaan balsem, maar hulle stap in op 'n scene van aktiwiteite. En hulle skrik. En hulle vra vir die tuinier, waar is hy? En die engel antwoord, die Jesus wie julle soek, is nie waar julle soek nie. Hy leef. Hy het opgestaan. Waar soek jy Jesus? Net as dit goed gaan? Net as dit voorspoedig gaan? Soek jy hom in die graf? Ek het goeie nuus vanmôre vir jou. Hy was in die graf. Hy ken die smarte van 'n graf. Hy het beleef wat dit is wanneer sy moeder en sy broers en almal oor hom rou en ween. Hy ken die intense emosie van verlies. Want hy het gesien hoe mense deur dit gaan. Daarom kan hy vanmôre met jou medelee hê. Daarom kan hy vanmôre vir sy engele sê, gaan sê vir hulle, ek het opgestaan. Gaan sê vir hulle, daar is hoop vir môre, omdat ek lewe. Sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek die Nasareër wat gekruisig is, hy het opgestaan. Julle moet die feite begin leer, julle moet vanmôre wegkom, ons moet wegkom van hierdie oudtydse denkpatrone. Hy's nie hier nie. Roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uithelp. Waar is hy? Onse Vader wat in die hemele is. Draai vanmôre net so bietjie weg van wat die tradisie gesê het. Jy sien, daai tuinier sou nie sy voet binne in daai graf gesit het nie, want dit was onrein. Maar toe hulle kom,
En hulle sien die onmoontlike, die klip is weggerol. Toe het hulle nommer 1 engele ontmoeting, die hemel is oop daar. Die engel sit en wag vir hulle. Hulle roep nie die engel nie, toe hulle instap is die 2 engele. Het sê, ons het waak gehou hierso. Maar ons kan vir jou sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En hy sê toe vir hulle, daar is die plek waar hulle hom neergelê, daar het hy gelê. En ek kan nou nie baie aandag gee aan die doek en die en daai goed nie, daar is 'n klomp Joodse tradisies en dit, maar julle ken dit. Die feit is, hulle sê, hy het opgestaan. En toe gaan hulle uit, en julle ken die verhaal, en toe hulle uitgaan, toe staan Jesus daar, en eers het hulle hom nie herken nie, en toe praat hy met Maria, en toe sê sy, Rabboni. En nou moet jy vinnig gou hierdie 2 paar goedjies luister. Maria wil hom omhels. Maar toe in Johannes 20 vers 17, maar Jesus sê nou eers vir hy stop. Hy stop, wag net toe. Sy wil hom gryp, kan jy dink, as jou liefling persoon dood was, en die volgende oomblik staan hy en hy praat met jou. Ek dink ook ek sou hom wou omhels. Ek dink ook ek sou hom wou vashou. Ek het geskrik, man. Genuine gedog, ek het jou verloor vir altyd, maar hier is jy. Alright, nou kom ons by die besigheid en van hierdie boodskap. Jesus sê vir haar, Johannes 20:17, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader toe nie. So voordat hy opvaar, wou hy nie toelaat dat mense aan hom raak nie. Hy is die eerste uit die dood, hy is nie 'n gees nie, hy het 'n verheerlikte liggaam hierso, en sy wil hom net 'n drukkie gee. Maar nou, onthou nou, dis net na son op, hy sê vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Hy sê, maar, gaan na my broers toe en sê vir hulle, susters, nou moet julle amen sê, want in die debat van mag vroue preek, kom Jesus en hy gee nie een idee nie, die eerste evangelis wat hy uitstuur is 'n vrou, gaan sê vir die disippels, ek leef. Gaan preek julle vir die disippels. En hy sê vir hulle, gaan sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God. Maar die hemelvaart was dan nou eers, hoeveel dae later? Maar nou sê hy van, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader en julle Vader nie. Later daar dieselfde dag, kom hy agter by sy disippels aan, hulle is toegesluit in 'n kamer, hulle is bang, when they were scared, ons het nou daarvan gesing. Hulle is so bang, want wat nou? Ons is nou alleen gelaat, hulle sluit die deur, hulle sluit die kamer toe, en die volgende oomblik toe is die verheerlikte Jesus by hulle. En hy sê vir hulle, dis dieselfde dag nou, né? Hy sê vir hulle, nou sê hy vir hulle, moenie skaam wees nie, moenie bang wees nie, wat gaan met julle aan? Dis ek. En hulle dink hulle sien 'n spook. En hy sê, kom sit jou hande in my merk, in my wonde. Wat sê hy? Kom raak my aan. Sê my saam. Nou nooi hy hulle na kontak toe. Nou, iewers dit tussen son op, en hierdie middag, die aand waar hulle nou by mekaar is, het daar iets drasties verander.
In die oggend sê Jesus vir hom, moenie aan my raak nie, ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. En die aand kom hy en hy sê, raak aan my, met ander woorde, nou is dit alright. Iewerste in daai dag was Jesus op 'n plek wat ek en jy nie van weet nie. Iewerste daar in daai dag iets gebeur. Maak dit vir jou sin? Lukas 24:39 sê hy, voel aan my, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle nie sien dat ek dit het nie. In ander woorde, dit was nie 'n spook wat daar was nie. Dit was nie 'n familiar spirit soos dit wat die duiwel gebruik om jou bang te maak as jy slaap en met eens begin jou oor hulle ouma en agter klein kind met haar praat nie. Dis nie van die Here nie. Hy sê ek is nie 'n spook nie, voel hierso. Dis 'n verheerlikte Christus wat tussen julle staan. Hulle sê, hoe het jy ingekom? Niks gaan hom terughou nie. Want hy's verheerlik. Iets ingrypends het hier verander. Maar julle dwaal, sê die Bybel, omdat julle nie die skrifte ken nie. Kom ons vat gou die prentjie. Van die altaar, die kruis, kom hy deur die, terwyl hy in die graf is, deur die paradys, hy skep die paradys, want vandag gaan jy saam met my die paradys wees, sê hy vir die, ek kan nou nie baie diep op daai goed nou ingaan nie, maar hy gaan haal die dode wat aan hom behoort, wat aan hom, hy gee hulle kans om saam met hom te beweeg, deur die bloed te aanvaar, beweeg hulle deur die hemele in die allerheiligste in het hy gegaan, en iewers het hy van priester tot hoëpriester geword. In 'n oomblik wat die disippels nie kon beskryf nie. Iewers het hy, voordat hy die paradys kon vestig, moes hy die offer, sy bloed, gaan aanbied het aan die Vader, en dit moes aanvaar geword het, sodat die krag van sy bloed mense kon vrymaak. Kom ons kyk wat sê die skrif. Hebreërs 4:14. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons hierdie belydenis, wat 'n belydenis? Die belydenis van vergifnis, die belydenis van die bloed, vashou. Wanneer? Doen dit totdat ek kom. Geen so 'n bietjie nader vat. Na die opstanding vaar hy op direk hemel toe. En in die hemel gebeur daar 3 dinge in 'n oomblik. Onthou, vir my is dit van die oggend tot die middag. Maar by hom is dit 'n oomblik, dis 1000 jaar in die ewigheid. 3 dinge gebeur in daardie dag. Nommer 1, hy gaan deur die hemele om sy bloed aan te bied. Hebreërs 9:12 sê, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en die ewige verlossing teweeggebring. Eksterne het die bloed gevloei op die kruis, en mense vandag wil vir jou sê, jy mag nie meer die bloed pleit, of glo in die bloed, of die bloed roep nie, want daai bloed bestaan nie meer nie. 100%, hy het een keer ingegaan in die hoogste hemele, waar geen mot of roes kan by mekaar kom nie, waar niks kan oud word nie, en hy het een keer sy bloed gaan offer in die hemel. En daardie bloed is vanmôre nog as bewys voor God.
So dit gaan nie oor die bloed van die kruis nie, dit gaan oor die bloed wat opgevang was in die ewigheidsrealm. Wat Jesus gevat het en hy het deur die hemele gegaan en hy het dit gaan aanbied voor die Vader, maar dit is die werk van 'n hoëpriester en dit was een keer gedoen en dit was aanvaar, sodat ek en jy vanmôre kan vashou aan die belydenis en die hoop. Tweede ding wat gebeur het daai oggend. Hy vaar op om die heiliges wat gevange was in die doderyk hemel toe te vat, want nou sy bloed aanvaar. Nou bring hy 'n skeiding. Efesiërs 4 vers 8, daarom sê hy, Jesus, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Wat se gawe wat het hy gegee? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat se gawe is die beste gawe wat jy vanmôre kan kry? Die ewige lewe. Maar terwyl hy opvaar om sy bloed aan te bied, het hy die demone en die gevangenes wat in die doderyk was, hulle wat nie behoort het aan die bloed nie, gevange gehou. Maar aan die gelowiges het hy gawes gegee. Vandag sal julle saam met my in die paradys wees. Die derde ding, hy vaar op hemel toe om die belofte van die Heilige Gees by die Vader self te ontvang. Luister mooi nou hierso. Handelinge 2:33, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort. Hy kon dit nie uitstort as hy dit nie ontvang het nie. Ja, in 'n woorde, nadat die Vader hom verhoog het, hom laat opstaan het uit die dood en hy by hom was in die hemel, daar ontvang hy die Heilige Gees. Want dit was jou belofte aan hulle. En nou gee hy nog 'n gawe aan ek en jy, die Heilige Gees gawe. Vrylik. Hy sê, hy het dit ontvang wat hy sou uitstort, wat julle gesien en gehoor het. Gebeur nou nog. Het was nie 'n eenmalige uitstorting nie, daardie Heilige Gees is vanmôre nog beskikbaar. Kom ons kyk hoeveel kerke hou Pinkster. Kom ons kyk hoeveel kerke gaan nog hierdie jaar groot met Pinkster gaan. Paasfees en Kersfees is fyn. Pinkster, waar is julle? Jy sien, want hierdie is die belofte. Hierin kan ek en jy dit meet. Het jy die Heilige Gees ontvang? Wandel jy in die Heilige Gees, want hy gaan dit nie vir jou gee en terugvat nie. En in hierdie beweeg in die allerheiligstes van die hemele in, kom Jesus in die troonsaal waar God sit, aan met sy bloed as 'n offer. Wat gebeur daar? Die Vader sit op sy troon en Jesus kom in. En hy het van hierdie Jesus nou net gesê, 3 dae terug, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Maar nou kom die seun nie leë hande nie, hy kom met 'n offer. Sy bloed. En hy bring dit na die troon toe, sodat vergifnis nou kan kom vir almal wat aan hom glo. Sodat hulle nie 'n verlore sal gaan nie, die keuse lê by jou en my as ek uitverkies.
Psalm 2 vers 7, profeteer Dawid. En hy sê hierdie woorde, ek wil vertel van hierdie besluit. Die Here het aan my, aan Jesus gesê, hy profeteer nou. Sê ek vir julle, hierdie besluit in die hemel moet ek julle vertel wat gaan kom. Die Here het aan my, Jesus, gesê, U is my seun. Vandag het ek jou gegenereer. Aan die kruis sê hy, dis my geliefde seun. Voor die wêreld erken hy hom. Maar in die troonkamer verwelkom hy hom in die ewigheidsrealm. En nou as jy voor God kom en die offer is by jou, gaan hy jou beloon. Want wanneer God in die troonkamer praat, hoor die geesdimensie. Elke demoon, elke duiwel, of hy nou vasgemaak is en of hy rondbeweeg, elke engel, elke heilige, die stem van God is soos 'n donderslag. En Jesus staan voor hom en hy sê, jy is my seun. Vandag het ek jou gegenereer. Kyk, jy was dood, maar jy lewe. Jy het 'n liggaam gehad, maar jy's verheerlik voor my. Jy het 'n offer gebring. Ek salueer jou. Ek gee jou erkenning. Jy is my seun. Handelinge 13:32, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God het aan ons, julle kinders, vervul. Hy het dit vervul deurdat hy Jesus opgewek het. Daardie belofte, toe hy hom opwek, is daai profesie vervul. Handelinge 13:33, soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Hier bevestig Handelinge, daai belofte het gebeur. Die volgende ding wat daar gebeur, Jesus word as hoëpriester bevestig. Psalm 10:4 of 110 vers 4. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Het hy dit gesweer? Hebreërs 5 vers 5 sê hy, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te wees nie, maar hy, God, het hom verheerlik, wat vir hom gesê het, U is vandag, U is my seun, ek het U vandag gegenereer. In daardie oomblik verhoog God hom tot hoëpriester vir ewig. Hy's nie meer Jesus van Nasaret nie. Hy's nou seun van die Allerhoogste, hoëpriester in die hemel. Daar's nie nog 'n hoëpriester in die hemel nie. Hy word aangestel een keer vir altyd. Net 'n paar vinnige goedjies, dan sluit ek af. Jesus kry in daardie oomblik, in die opstanding kry hy sy ereplek op die troon en heerskappy oor volke. Luister wat sê Psalm 110 vers 1, luister hom weer. Dawid, 'n Psalm van Dawid, die Here het tot my die Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande maak 'n voetbank vir U voete. Daai selfde oomblik, toe hy in die troonkamer staan, toe bring God hierdie volle belofte. Vers 2, Jesus, en dit moet ek en jy hoor, Jesus heers te midde van sy vyande. Ag Here, vat net al hierdie vyande, ek het dit al gebid.
Ek het hierdie week al gebid. Here, vat net al hierdie vyande, vat net al hierdie klippe, vat net al hierdie werk, Here. Ek is mos 'n koning se kind. Dis 'n goeie geselskap. Hoor wat sê hy? Die magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, hy sit sy scepter op jou, waar is die Esters? Heers te midde van jou vyande. Jy al so gevoel, in die afgelope 2 dae gevoel, Here, wil Facebook oopmaak en sê, ag Here, kan hierdie profile nie net verdwyn nie. Kan hierdie jy het nog nie so gevoel. Heers te midde van jou vyande. En jou man en jou vrou is nie jou vyand nie, hoor. Jy het hulle gekies for better or worse. Jy moet nie nou aan jou man stamp en sê, jy's alright nog nie. Die vyand van jou gees, wat jou wil verlei, sodat jou geestelike lewe sal sterwe. Absa is nie jou vyand nie. Jou onvermoë om vergenoeg te lewe, maak dat hy jou vyand word. Jou huwelik is nie jou tronk nie. Heers te midde van jou vyande. En Jesus kyk na die Vader en hy sê, soos in die hemel, net so daar in Reebos vanmôre. Hoekom kan ek dit met oortuiging sê? Want hy leef. Hy het opgestaan. As nog so 1 of 2 goedjies wat gebeur het. In daardie oomblik, toe Jesus gebore is, het die engel vir sy ma gesê, maar jy moet hom noem Jesus. Want dis hy wat sy kinders, sy volk van hulle sonde sal verlos. Stem jy saam? Hilda, sy is die sondagskool juffrou hierso, sy moet my sê as ek nou nonsens praat. Voor sy geboorte het die engel vir Maria gesê, en jy sal hom noem Jesus. Want uit hom uit sal die verlossing kom. En hy sal genoem word, wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader. En nou staan hy in 'n nuwe dimensie. Hy's uit die graf uit, hy's verheerlikte liggaam. En God kyk in die troonkamer na hom. Filippense 2 vers 9 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So hulle kan maar Jesus gebruik as 'n vloekwoord. Die Jesus wat jy soek is nie meer hier nie. Hy het 'n nuwe naam. En in sy naam. Luister nou baie mooi. Vers 10. Sodat in die naam van Jesus, sy nuwe naam, die naam wat die Vader hom gegee het, nie wat Maria hom gegee het nie. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sal bely dat Jesus Christus, hier is die nuwe naam wat deur begin kom. Jesus Christus, Christus Jesus, die verreëse oorwinnaar.
die Here is, tot heerlikheid van God, die Vader. Want weet jy wat? If he receives his reward in me, I'm honoring the Father. As ek vanmôre my hart aan die Here gee, red ek nie net my bas van die hel nie, ek eer God, deurdat ek die prys van Christus aanvaar. En hy verander my van heerlikheid na heerlikheid. En nou, in hierdie nuwe dinamiese pakket, die volgende oomblik, stap hy by die vertrek in, en hulle is nog in die huil. Hulle rou nog, want Jesus is weg. En hy sê vir hulle, ek was dood, maar ek het opgestaan. Die Jesus wat julle soek, is nie meer beskikbaar nie. Die Jesus in die krippie is nie meer beskikbaar nie. Die Jesus aan die kruis het verander na die Jesus in die troonkamer. En nou sal niemand hom meer spoeg nie. Niemand sal hom weer verneder nie. Hy het dit eenmaal deurgegaan. En ons dank God vir dit. Hy het dit gedoen by die ou ruwe kruis. Patetelestai, the cross has moved to the crown. Volgende Sondag is die kroon weer hier. Moet dit nie mis nie. Ons is vanmôre by die opstandingsoggend. En ons sê, oh, the blood of Jesus. Het gister terwyl ons die werk, ek het nydig probeer die foto neem en het probeer in perspektief sit, want hierdie goeters, hier het alles begin. Deurdat Jesus gesê het, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek is. Hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Maar jy sien, vanmôre, by die opstanding, kan ek nie net daaraan vaskyk nie. Ek moet deur dit alles kyk in die troonkamer. En sê die bloed was aangebied, ek is verlos deur die bloed van die lam. Waar is daai bloed, hè? Gaan haal, wys daai bloed, dis nie op Golgotha meer nie, dis voor God. En ek vertrou Jesus. Hy sal nooit weer op 'n donkie se vol ry nie. But he will be riding a white horse. And he will have fire in his eyes and a sword in his hand. Wat 'n Jesus soek jy? Vanmôre bid ek anders en ek draai na u toe en ek kyk na u en ek sê, dankie dat u my so lief gehad het. Dat ek in u voorbeeld, want net soos wat hy by die Vader gekyk het wat om te doen, nou kyk ek na hom om te sien wat die Vader wil hê ek moet doen. En nou sê ek, te midde van my vyande. Want ek was nog nie verheerlik in die lig, in die hemel nie. Maar by die kruis het ek 'n nuwe naam gekry. Sodat ek vanmôre te midde van my vyande 'n lewe van oorwinning kan lewe. Hoekom? Want hy het sy bloed en die belofte, die gees van God sonder mate vir my en jou beskikbaar gestel. Vanmôre is ek opgewonde om te kan sê, hy leef. Hy het opgestaan, halleluja.
En daai Joodse tannies was glad nie kwaad omdat hulle nou al daai balsam en goed gekoop het en dit nie mag gebruik nie. Dis nog 'n wonderwerk. Want hoekom? Ek gaan vir iemand sê hy leef uit opgestaan. Kry dit vanmôre in jou. Kom ons vergeet van die pryse wat ons betaal het. Kom ons kry die boodskap. Gaan sê vir Simon Petrus, die Here het opgestaan. Gaan sê vir die kerk, gaan sê vir die sondaars. En weet jy wat? Hierdie verreëse Jesus, luister mooi, my laaste enetjie. 3,5 jaar, stap hy met hulle, en hulle verstaan nie wat hy gesê het nie, hulle kon nie begryp dat hy sou doodsgaan en opstaan nie, want hulle is in 'n verwarring, en dan, tussen waar hy aan hulle verskyn in daai vertrek, en tot waar hy hemel toe vaar, tussen daai, maak hy van daai 11, wat toe nou oor is, die weermag, wat apostels genoem sou word. Hoekom? Want hulle het die verreëse Christus ingelaat. Die Jesus op 'n donkie was 'n storie vir hulle. Maar met eens is hulle in die kontak van 'n Jesus wat lewe, 'n nuwe naam het, en in 'n kort paar dae verander hulle, en hulle sê, ek sal sterwe, maar hierdie evangelie gaan ek verkondig. Ek sal kerke plant deur die hele bekende wêreld. Paulus is nog nie eens daar nie, hy moet nog tot bekering kom 'n paar jaar later, maar daar die 11, draai om en sê, let's do it. Maar julle was net nou bang in die boot vertrek, julle was een kant weggekruip, hulle gaan ons doodmaak. Nou draai julle om en sê, kom ons gaan boot vertrek toe, hier kom 'n belofte. Something happened and now I know. He touched me and made me whole. Dis tyd dat ek en u vanmôre weer opstaan en sê, omdat hy lewe, sien ek kans vanmôre. And if the same spirit, hoor my, al het jy 60 jaar net die Here so lou warm gedien, dis by die opstandingservaring waar hy jou karakter change en die riet word 'n rots. En Jesus, die seun van die skrynwerker, word Christus Jesus, Here oor alles. Dankie dat u opgestaan het. Dankie dat u nog steeds lewe. Here, ek wil opstaan vanmôre. Ek wil uit die graf uitkom. Here, grafte wat mense se tonge vir mense gemaak het. Grafte wat omstandighede in mense se lewens gebring het. Here, die seer waardeur meeste van ons leef vandag. Geef vir my vanmôre genade dat manne en vroue in hierdie gehoor opstaan en sal sê, ek gaan lewe. I have decided to follow Jesus. Nie net tot in die kruis nie, maar ook uit die graf uit. Ek gaan Jesus volg en die onmoontlike will become natural to me. Nothing's gonna stop me now. Nie 'n deur nie, nie 'n slot nie. Nie die godsdienst wat hulle gehou het tot by die kruis nie. They will live in the moment of revelation. En Here, wanneer ons vanmôre brood breek, hier by hierdie tafel, mag dit vir mense wees soos daar die brood breek in die huis van die Emmausgangers.
that while they were breaking bread, their eyes were open. Ek bid vanmôre 'n wonderwerk oor hierdie gehoor, Here. Ek bid dat terwyl hulle vanmôre hierdie ou stukkie broodjie vat en hierdie kelkie met druiwesap, that there will be a creative miracle in their spirit. That they will understand beyond reason. That they will understand beyond religion. Dat hulle U sal sien soos U waarlik is. Verreëse, lewend, werkend, bewegend. Maar dankie vanmôre vir die kruis. Dankie vir die bloed. Dankie vir elke stukkie van hierdie naweek dat U nie halfpad opgehou het nie. But you said it, it's finished. Die volbragte werk. Dankie dat ons vanmôre meer as oorwinnaars is deur die verreëse Christus in ons. Almal wat glo sê amen. Ek hoop U het vanmôre iets gehoor. Ek het jou deur mekaar gepraat. Nie? As ek het, maak 'n afspraak. Kom sien my kantoor en ons kan oor dit praat. As ek jou gebless het, gaan vertel vir 10 ouens. Jy gehoor? As ek jou gebless het, vertel vir 10, as ek jou verwar het, kom sien my. Maar nou nie laat die duiwel dit omdraai en dan vertel jy vir 10 ouens ek het jou verwar. En een ou kom sê, hoor jy het my gebless. Ons gaan vanmôre by die tafel van die Here sit. Dan woon julle, baan julle asseblief. Hierdie is nie die tafel van 'n kerk nie, hierdie is die tafel van die Here. Die simboliek wat vanmôre deurkom, is die simboliek van die bloed wat op Golgotha geval het, maar wat in die hemel vanmôre nog lewend vir my en jou intree. Moet dit onthou. Van sy liggaam wat so verbrysel was, dat dit medies onbeskryflik is. Vanmôre gaan die kerk deur so baie verbryseling. Maar ons is sy liggaam. Hy het hom nie gedistansieer van 'n stukkende liggaam nie. Nie op die kruis nie. Kom gaan hy dit vanmôre doen. So weet jy wat se suffering gaan in my lewe aan? Hy weet. Sodat jy op die regte oomblik gehelp kan word. As hy in daardie paar uur al hierdie goed kon beleef het en teruggewees het, wat kan hy in jou lewe doen? In die volgende 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Hello YouTube, my name is 10 jaar. 10 jaar. 10 jaar. Is iemand wat in hierdie gehoor sit? Dokters het vir jou gesê dis maande. Maande. Kan vir jou niks doen. Maar die Here sê, ek sit jare by. Jy sal nou weet, die Here praat, ja, ek weet nie. Ek weet werklik nie. Jy moet hierdie woord van vanoggend ter harte neem, hoor. Iemand wat in hierdie gehoor sit. It's not over till it's over. And he's the ancient of days, the Father, maar die Seun is volgens die orde van Melchisedek 'n ewige orde. En ek sê net vanmôre, dankie vir die bloed. In geloof
vat ek in hoop. As jy hier gestaan het vanmôre, sou jy geweet het. Nie een van ons het 'n maklike pad, maar ons almal het 'n verreëse helper. Wat vanmôre medelee het. He's got empathy to the perfection for your suffering. Ek sal jou nie as wese agterlaat nie. Kyk, ek is met jou. Ek is met jou. Ek is met jou, Marie. Wat nou vir jou soos 'n mislukking lyk, sê die Here, ek het jou uit 'n ding uitgehaal, jy gaan oor 'n paar maande, weke gaan jy sien. Dan gaan jy sê, what a faithful God. Jy gaan dit sien. Met jou oë sal jy dit sien. Jou gered onder 'n trein uit, sê die Here. Dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed. Hy's hier. Ek hoef nie my hand op jou te lê nie, sy hand is op jou. Sy stem is nou in jou ore. Jy hoor hom. My soul say yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Kom ons bedien hierdie gemeente vanmôre.